Op 'n heuwel in Galilea gaan sit Jesus saam met sy disippels en hy begin om hulle te leer hoe om met God te praat. Hy leer hulle 'n gebed, 'n padkaart, een wat die siel van 'n mens kan gryp en terugvat na God toe. So baie keer as ek en jy praat van bid, dan dink ons vra iets of ons lewer 'n petisie. Maar 'n gebed, daai spesiale gebed wat Jesus daai dag geplant het in die harte van sy disippels, was daai gebed wat die siel van 'n mens kon terugvat na sy Skepper toe. Ons praat vandag oor, hoe kom ek naby? Nader as naby aan die een wat hierdie heelal en vir jou en vir my geskep het. Hoeveel keer, soms daagliks, het ons gedagtes nodig om net vir 'n slag terug te kom. Ons is gebore met daai hinkering na meer, daai hinkering na naby. En Jesus se gebed is 'n volledige geestelike padkaart na daai plek van naby. Teen die tyd het jy al geraai, ek praat van die Onse Vader. En die Onse Vader is soos 'n GPS, hy wys jou waar jy nou is, maar hy wys jou ook waarheen jy kan gaan. Wat wag vir jou, die volheid wat vir jou wag. En hier begin ons reis vandag. Daai reis na naby. Nou die Bybel is geskryf in die Ou Testament in Hebreëus en die Nuwe Testament is geskryf in Grieks. Maar Jesus het nie een van die twee gepraat nie, hy het Aramees gepraat. En hierdie Arameese taal is 'n baie spesifieke taal en die woorde van daai taal is so ryk en Onse Vader het hy geleer in Aramees. Al lees ek en jy dit uit Grieks of uit Hebreëus, hy het dit geleer uit Aramees. En hy het begin, hy het gesê, Abun de Messiah. En wat beteken dit? Ons Vader wat in die hemel is. En in daai woorde het Jesus nie die woord af wat Vader beteken gebruik nie. In die Grieks, as jy die Nuwe Testament lees, sal jy sien Jesus praat van Abba Vader. My pa, of in Engels, my dad. En ek weet, het lyk vandag na 'n baie klein verandering, na net 'n paar woordjies, maar om dit te verstaan, dat ek en jy insig hê in die konteks van die tyd waarin Jesus geleef het. In die Ou Testament het die profete net formeel met God gepraat. Selfs wanneer die Fariseërs later die Bybel geskryf het hulle elke keer voor hulle die naam van God geskryf, het hulle pen neergesit of weggegooi, het 'n splinter nuwe pen gaan kry elke keer, en dan het hulle eers hulle self gaan reinig met 'n reinigingsbad, voor hulle elke keer die naam van die Here neergeskryf het. Soveel respek het hulle vir hom gehad. En hulle het gepraat van die Skepper bo en die skepsel onder, hier onder op die grond. En dan kom Jesus met hierdie eerste sin in sy gebed, en hy versplinter hierdie hele gebruik, wat soveel gesag en autoriteit aan die naam van die Here gegee het. Dit beteken nie, ons moet nie respek hê vir die naam van die Here nie, verseker. Maar daar is 'n nuwe era, want Jesus begin hierdie gebed met Abba, my pa. Niemand in daai tyd het dit gewaag nie. Want die Jode het 613 wette gehad om net naby aan God te kom. Inteendeel, hulle het so ernstig opgeneem dat die hoëpriester kon net 1 keer per jaar in die allerheiligste ingaan en hy het 'n tou gehad wat om sy voet vasgemaak was, want as daar sondes was in sy lewe, het hy in die teenwoordigheid van die Here ingekom en mors dood neergeslaan, en dan het die ander priesters het hom met hierdie tou aan sy voet, as hulle gehoor het die klokkies hou op klingel aan sy soem, sy rok het hom uitgesleep, en dan was hy net 'n koue lijk, want hy het gewaag in die teenwoordigheid van die Here, terwyl als hier nie pleis was nie. En hier kom Jesus, hy maak die deur van intimiteit oop, aan die begin van hierdie gebed, hierdie padkaart gebed van ons, en hy sê, Abba, my pa. Jy sien, die heel eerste ding wat hy doen, is hy verklaar sy identiteit. In hierdie geval nie as die koning van die konings nie, maar as 'n kind, 'n seun van die koning. En voordat ek en jy vandag kan begin bid, voordat ons hierdie
gebed gaan begin bid, wat ons siel kan vat na plekke toe, het ons nodig om ons identiteit te ken. En ek wil jou vandag in die oë kyk en ek wil sê, kan jy sê, Abba? Is jou identiteit in die van 'n kind, 'n seun of 'n dogter vandag? Jy sien, die koninkryk van die Here begin nie met wonderwerke en tekens nie, dit begin met die begrip dat jy 'n seun of 'n dogter is van die koning van die konings. Ja, George, maar wat is die verskil? Hoekom hou jy so lank aan praat? Hoekom is dit so belangrik? Jy sien, die verskil is diensknegte versus erfgename. Sien jy jouself vandag as 'n dienskneg van die God? Of sien jy jouself as 'n erfgenaam van elke geestelike gawe wat hy vir jou en vir my gegee het? Want 'n dienskneg verdien 'n loon, 'n erfgenaam kry die erfporsie. Maar 'n dienskneg is 'n dienskneg of 'n slaaf, maar 'n erfgenaam is 'n seun of 'n dogter. In die Romeinse tyd waar hierdie gebeure afspeel, kon 'n slaaf en sy meester volgens Jesus vir die eerste keer God op dieselfde manier aanspreek. In daai tyd was die skeiding tussen mense en slawe so groot. En hier kon 'n slaaf kom en sy meester kon kom. En hulle albei kon van die God van die heelal sê, Abba, my pa. Dit was ondenkbaar vir die Romeine, want hulle het so groot ding gemaak, die keiser moes jy voor neerval as jy voor die keiser gekom het. Jy mag nie op daai plek gekom het waar jy hierdie lyn tussen slawe en gewone mense oorskry het nie. Inteendeel, wanneer 'n edelman se dogter of seun getroud was met 'n slaaf, het hom gestenig. En dan kom die volgende sinnetjie in hierdie deurbraak gebed. Teileitai malut shaka. Laat u koninkryk kom. Met hierdie woorde, laat u koninkryk kom, begin Jesus letterlik 'n geestelike revolusie in sy land. Want jy sien, vir die eerste Christene was die koninkryk van die Here, of hierdie woorde, laat u koninkryk kom, was nie slegs 'n seëngebed nie. Dit was nie net, Vader, seën my met u koninkryk in my lewe nie. Met daai woorde het hulle 'n geestelike oorlog verklaar. Jy sien, koninkryk het vir hulle iets heel anders beteken as wat ek en jy vandag verstaan. Hoekom was hierdie gebed so gevaarlik gewees in hulle tyd? Hoekom het hulle gedink aan koninkryk en oorlog in een sin? In 112 jaar na Christus is daar 'n man met die naam van Pliny Jr. En hy skryf aan die keiser van sy streek, Trajan, skryf hy die volgende. En hierdie is 'n baie belangrike ding om te sien. Hy sê, hierdie Christene, hy praat van die Christene in sy streek, sing oor Jesus en verklaar 'n nuwe koninkryk. Daai woorde, teitai malut shaka, laat u koninkryk kom, was 'n belediging vir Caesar gewees. Want hy was die heerser van daai streek in daai area gewees. Hy het die eysterhand van die Romeine neergesit en wie mag dit waag om 'n ander koninkryk se naam selfs te noem op sy grondgebied? Wanneer hulle gesê het, laat u koninkryk kom, die dag toe Jesus bid, laat u koninkryk kom, het die Romeine se hare reg opgestaan. Want hulle het gesê, ons is die enigste koninkryk wat bestaansreg het. Wie is hierdie man wat nog 'n koninkryk inroep op ons grondgebied? Maar vandag, wanneer ek en jy daai woorde gebruik, laat u koninkryk kom, dan daag ons letterlik ons omstandighede uit. Ons daag letterlik die gesag van ons omgewing uit. En ons sê, daar's 'n koninkryk wat belangriker is as dit wat hier om ons is. Hierdie woorde, laat die koninkryk kom, het vir die mense iets gegee om voor te sterf en om voor te lewe. Het jy vandag iets om jou lewe voor te gee? Het jy vandag iets om voor te lewe? Is daai woord koninkryk net vir jou 'n plek waar jy seën gaan ontvang
of is dit daai plek van geestelike oorlog en gesag in jou gemoed? Hierdie woorde laat die koninkryk kom, vra nie vir 'n gemaklike lewe nie. Inteendeel, hulle verklaar oorlog. En miskien is dit vandag tyd dat ek en jy oorlog verklaar in ons omstandighede, dat ons sê, daar's 'n nuwe gesag wat grond toe kom. Ons kan militant wees oor dit, wat die Here in ons tyd en in ons oomblik wil doen. George, maar waar is hierdie koninkryk? Waar is hierdie koninkryk waarvan jy praat? Ons is net 'n gewone regering en ons stem vir 'n staatspresident. Lees saam met my Lukas 17 vers 21. Hy sê, hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit, of daar is dit nie. Hy praat van die koninkryk. Hy sê, want die koninkryk van God is hier in julle. Party vertaling sê, hier by julle, maar die oorspronklike sê, die koninkryk is hier in jou. So wanneer jy vandag sê, laat die koninkryk kom, dan sê jy, Vader, ek gee erkenning daar, dat daar iets hier in my is wat groter is as dit wat om my is. Hierdie gebed roep nie die toekoms nie. Dit maak ons oë oop vir die huidige realiteit. Baie keer, as ek en jy bid, as ons fokus daar op die toekoms, geef my môre dit, laat dit oormôre gebeur. En onse Vader, selfs in hierdie eerste vers, skuif ons fokus, om te sê, ek wil jou oë oopmaak vir huidige realiteit, 'n koninkryk wat in jou woon. Wanneer sien ons daai koninkryk wat in ons is, om ons manifesteer? Wat moet ek doen, of wat moet ek weet, dat daai koninkryk in my kan manifesteer in dit wat om my aangaan? Jy sien, wanneer ons dit wat ons glo in harmonie bring, met dit wat ons doen. So hier is nie net 'n koninkryk van praat nie, dis 'n koninkryk van doen. En dit bring my by die volgende deeltjie uit, en jy gaan sien, ek gaan nie deur die hele Onse Vader nie, want dan gaan ek jou 'n paar uur besig hou. Ek haal net hier en daar 'n sleutel sin uit in die volgende deel wat Jesus sê. Hy sê, laat u wil geskied. Daai woorde, laat u wil geskied, is ons kompas. Daai ons net nou gesê, hierdie gebed is 'n padkaart na naby toe. Hierdie woorde in hierdie gebed, laat u wil geskied, is ons kompas. Hy gaan aan, hy sê, soos in die hemel, net so op die aarde. In ander woorde, hy sê nie soos dit op die aarde is, moet dit wees in die hemel nie. Hy sê soos in die hemel, net so op die aarde. Daar's 'n rigting van die hemel af na die aarde toe. Wat beteken dit vandag vir jou en my? Dit beteken 'n onderworpe lewe. Maak 'n brug tussen waar ek nou is, na die bonatuurlike kant van die Here. 'n onderwerpte lewe raak 'n brug na die bonatuurlike. Elkeen van ons, wanneer ons bid, dan soek ons daai bonatuurlike hand van die Here, en dit is hoekom ons bid. En hierdie woorde wat Jesus hierso praat, van die hemel, soos in die hemel, net so op die aarde, beteken dit wat God in sy mind in die hemel sien kan gebeur op die aarde. Kan jy daaraan onderwerp? Die volgende sin sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. En baie mense, wanneer hulle bid, spring sommer van die begin af na hierdie sin toe. Hoeveel keer het ek en jy nie al in die moeilikheid gewees, en sê ons, Vader, ek het hulp nodig, ek het vandag se brood nodig nie. En ons spring in by vrae sonder dat ons die koninkryk vestig in ons hart. En daar's 'n direkte vertaling in daai deel. Hy sê, gee ons die brood wat ons vandag nodig het. Dis 'n bietjie anders as gee ons daaglikse brood, want daai woorde, ons daaglikse brood, is amper soos 'n reg. Ek eis dit, dis myne. Die oorspronklike in die Aramees sê Jesus, gee ons die brood wat ons vandag nodig het. Hoekom is dit so belangrik om elke dag te vra vir elke dag se brood? Kan ek nie sommer net vir die hele maand se of vir die hele jaar se vra nie? Sal nie lekker wees as ons sommer die hele jaar se inkomste op 1 Januarie kan kry, ons het geen sorg meer oor vir die res van die jaar nie. Want jy sien, afhanklikheid is 'n daaglikse dissipline.
Toe die Jode die manna aan die woestyn gekry het, was daar baie belangrike dinge, dit het elke dag geval. Hulle moes elke dag verantwoordelik wees vir die manna, en ek is seker die volgende dag het hulle al gewonder, of althans die vorige dag as die manna val, het hulle gewonder, gaan dit môre weer val, of is ons kos nou op? Moses het vir hulle gesê, julle mag net een dag so voorraad skep, en hulle het vandag agtergekom, wanneer hulle meer as een dag sin skep, dan was dit vol wurms die volgende dag, sê Exodus. Want wanneer vrees veroorsaak het, dat hulle meer as een dag se porsie opgetel het die wurms dit vir hulle opgeëet. Is daar dalk 'n vrees wat in ons gebede inklim, wat maak dat ons te vinnig spring na die daaglikse woord toe, en ons mis uit op die padkaart wat ons wil naby bring? Want daaglikse vertroue hou vrees op hok. As jy sit met vrees in jou lewe oor die toekoms, begin om af te kyk na vandag toe. Vertrou die Here om van dag tot dag te leef. Weet ons tyd is amper om, ek wil bietjie spring, bietjie verder af in hierdie padkaart gebed, sê Jesus. Vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En hier is 'n baie interessante woordkeuse in die oorspronklike, dis die woordjie wabein wat vir sonde daar staan, en dit beteken nie sonde soos ek en jy ken nie, dit beteken uitstaande of onbetaalde skuld. So as ek dit direk vertaal vandag, dan sê hy, skeld my onbetaalde skuld vry. Baie keer as ek en jy sê, vergewe my sondes, of ons sê, ek vergewe vir Piet, vir Koos of Jan, want hy het iets aan my gedoen, dan dink ons kry vryheid van ons skuldgevoelens. Maar dis nie wat hy vers sê nie. Hy sê, ek skryf jou skuld af. Met ander woorde, die Here sê, as jy vir my kom sê, vergewe my, dan skryf ek jou hele skuld af. Met ander woorde, ek verlos jou ook van die gevolge van jou sonde. Is dit nie 'n powerful sin nie? Sien jy, hierdie padkaart van ons begin nou sin maak, ons begin skielik nader kom, ons begin skielik sien, hierdie gebed lei ons iewers heen. En ek wil jou gaan uitdaag om hierdie week elke sin te gaan lees. En vra die Here, wys vir my, wat is u geheim vir my lewe in elke sin? Want jy sien, my geheim gaan nie noodwendig werk vir jou nie, en jou geheim nie vir my nie, maar die Here wil sy hart aan jou openbaar. Ons net nou begin deur te sê, ons Vader wat in die hemel is. Abba, ons Pa wat in die hemel is. Wanneer jy weet wie jy is, weet jy waarheen jy gaan. Wanneer jy weet jy's 'n kind en nie 'n slaaf nie, is daar skielik nie net 'n loon nie, daar's 'n erfporsie. Skielik het jy nie net toegang tot vandag se manna nie, jy skielik toegang tot die volle krag van die Here en al die gawes wat hy vir jou en my het, want jy verstaan, jy's 'n seun of 'n dogter. Toe het ons gesê, laat u koninkryk kom. Hierdie gebed vat ons op 'n reis onder God se heerskappy. Ons hele lewe op aarde gaan eintlik net daaroor, soos wat Jesus vir ons kom wys het wie God en sy koninkryk is, so wys ek en jy weer vir die mense om ons hoe daai koninkryk lyk. Ons reis is 'n reis onder God se heerskappy in sy koninkryk. En wanneer jy sê ek is 'n koninkrykskind, dan verklaar jy oorlog teen dit in jou omstandighede wat nie sinkroniseer met die koninkryk in jou nie. Dit ons gesê, laat u wil geskied. Ons sê, dis ons kompas. Onthou jy, daar was 'n dag wat Jesus in die tuin van Getsemane gesit het, hy bloed gesweet, het geweet hy sou moes sterf vir ons. En op daai oomblik toe hy bloed sweet, het hy gesê, Vader, nie my wil nie, maar u wil. Op daai oomblik, die wil van die Here, sy kompas kruis toe geraak, sy kompas na sy bestemming toe. Daai is op daai punt gesê, jou lewe raak 'n brug na die bonatuurlike. Die oomblik toe Jesus aan daai kruis gaan hang, gebeur bonatuurlike dinge. Die Bybel sê, daar het 'n aardbewing gekom, daar het 'n duisternis gekom,
mense het uit die grafte uit opgestaan, letterlik. Maar bovenal, ek en jy, het vir altyd ons heerskappy, wat Adam gekry het in die begin, teruggekry. Jou lewe raak 'n brug. Dan sê hy, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dit is ons missie. As jy vandag vir my vra, wat is my doel, of wat is my missie? Dan is dit om die drome wat God vir my in die hemel het, grond toe te bring. En dit is nie 'n maklike pad nie. Dit is nie 'n eenvoudige pad nie. Dit is nie 'n pad van gemak nie. Dit is soms 'n pad van oorlog en van stryd. Maar wanneer ons daai lewe leef, Jesus het so eendag saam met sy disippels geloop, sê hy, sien julle, as 'n breë pad en as 'n nou pad, en ons is min wat stap op die nou pad. Dan kom ons by daai deel waar hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. God weet dat jy nie met 'n arm siel 'n kind van die koning kan wees nie. En daarom wil hy elke dag vir jou voorsien. Het jy al gesukkel met vrymoedigheid om iets te vra vir die Here? Het jy al gedink, ek mag dit nie vra nie, want ek verdien dit nie? Mense wat inkoop in hulle opdrag, het vrymoedigheid om te vra. Dalk sukkel jy om te vra, want jy het nog nie met jou hele hart ingekoop in jou opdrag om die koninkryk van die Here te wys nie. George maak so baie foute. Hier is ons volgende sin. Vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ek het net nou gesê dat wanneer ons mense, of wanneer God ons vergewe, dan skryf hy ons skuld af. Dis nie net, ek vat nie net die skuldgevoel weg nie, ek vat die gevolge weg. En ek wil jou in die oë kyk vandag en sê, kan jy die ouens wat jou skuld in die oë kyk vandag, en te sê ek skryf jou skuld af. Ons vergifnis is die sleutel vir ons vergifnis. Die vergifnis wat ek en jy gee vir die mense om ons, is die sleutel tot die vermoë om die vergifnis wat hy vir ons gegee het, te ontvang. En dan sluit Jesus af met 'n kort woordjie. Hy sê, Amen. Amen beteken nie net, ek is klaar nie. Dit beteken nie die gebed is verby nie. Dit beteken nie stop nie. Dit beteken, ek seël dit met die waarheid. So sal dit wees, is die direkte vertaling. Met ander woorde, wanneer jy sê Amen, dan sit jy ook jou handtekening op die verbond wat God reeds geteken het met sy bloed. Kan ons vandag sê Amen? Kan ons vandag sê, Here, gee ons hierdie week die genade om te sien wat berei U vir ons in hierdie padkaart gebed, dat ons ook die sleutels kan vind om naby aan die koning te kom, want ons nie 613 wette hoef na te kom nie. Dat ons nie by daai plek is waar ons moet soeg en sweet nie, dat ons ook by daai plek kan kom waar ons sê, my las is lig, alhoewel my verantwoordelikheid en my opdrag groot is. En ek kan dan geen beter woorde vandag dink, as om oorlog te verklaar teen daai omstandighede wat jou en my so boelie, deur te sê, laat U koninkryk kom nie. Kom ons bid saam. Vader, ons wil eer vandag dat ons kan sit in U teenwoordigheid elke oomblik van ons lewe. Dankie dat ons die gesag in die lig kan voel, wanneer ons sê, laat U koninkryk kom. Geef ons elkeen 'n week, waar ons helder genoeg kan sien wat U in ons gesit het, sodat ons dit wat ons glo en dit wat ons doen, met mekaar kan sinkroniseer. En hierdie 'n week hê wat ons lewe, die rigting van ons lewe, en die rigting van die mense om ons, vir altyd, so verander. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Mooi loop, sien jy weer 'n ander dag.